ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 347. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, so al 5 boeks, 500 plus bladsye, met inligting wat jy in jou lewe nog nooit gehoord het. Glo my as ek dit sê. Vra vir die wat dit gelees het. 13 jaar van my lewe in daai boek. Aan Jaffa al die eer, halleluja, al die eer. Sou jy belangstel of in enige ander boek of selfs in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, die een wat in geen boekwinkel in die wêreld beskikbaar is nie. Nêrens by 'n boekwinkel nie. Kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk of luister, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, u het reeds 'n magdom inligting gemis en u sal nie regtig alles weet nie. Is ook uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal sodat u die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die boodskappe of die studies waarmee daar ons huidiglik besig is. As jy nie inteken nie, gaan jy nie weet daar is nuwe boodskappe nie. En is kosteloos. Stuur ook die kontak vir die vriende en familie, kennisse, vir hulle wat jy lief is. Skryfblok, pen en 'n papier is uiters, of 'n boek is uiters belangrik. En 'n Bybel 1933-53 Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Kom ons bid saam. Ons wil u eer vanmôre vir die bonatuurlike geleentheid wat u vir ons gun om vanmôre by mekaar te wees. As ons kyk na die lijkshuise, dan sien ons daar is mense wat gesterf het van gisteroggend af na vanoggend toe. En hier is ons, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Terwyl ek ook dan aan die mense dink wat siek is, wil ek bid dat u u hand uitsteek na elke een toe. Ons dink aan broer Albert, ons dink Vader aan broer Skalk, ons dink ook aan pastoor Werner en al die ander. Hoe ook bid vir my waar ek 'n probleem het, dat jy my ook aanraak in die naam van Javashua. Dankie dat ons mens is en dat enige ding met enige een kan gebeur. Maar die wonderlikheid van alles is, ons is in die lewe en daarvoor prys ons U. Seën vanoggend se studie, maak dit lewend. Ek wil net bid ook net vir die wat net siek is nie, vir elkeen wat 'n probleem het. Al ken ons hulle nie, dat jy uitkoms gee in die naam van Javashua. Sien die woord vanmôre, maak dit lewend. Ontvang ons lofoffers, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en die Javisse sê halleluja, halleluja, halleluja. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir jou groot seën sal wees. Jy is baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 19. Ons is in die proses om klaar te maak met dit vanmôre. Hy sê in Spreuke 19:28, hy sê 'n deugniet. Nou 'n deugniet kan ek 'n klomp name voor insit. Maar ek dink die mees gepaste daar is die ongeredde. 'n deugniet of die ongeredde wat getuienis gee, spot met die reg. Hoekom? Want hy of sy, wanneer hulle getuienis gee,
gee hulle nie die waarheid nie. Hulle getuienis is nie eerlik nie. En dan gebeur dit dat hulle met die reg spot. Jy weet, die mense het vandag so min waarde aan dit wat in die howe gesê word, wanneer jy daar staan en die magistraat of die regter sê, lig jou regterhand op en sê, so help my God. Dit beteken niks. As die regter sê, so help my God, daai regter kan 'n ancestor spirit worshipper wees, of hy kan 'n katholiek wees, en ek kan 'n satanis wees, so wat 'n een, sy God, my God, wat 'n God. Verstaan wat ek sê? So dit beteken eintlik nie eens die woorde wat hulle sê nie. Hoekom? Want 99% van die tyd dan pleeg hulle myn eet. Na hulle gesê, so help my God, want God beteken net voorwerp van aanbidding. Ek was 2 of 3 keer in my lewe in die hof gewees vir sekere goed. Niks slegs wat ek gedoen het nie. En wanneer die magistraat of die regter dan vir my sê, steek jou regterhand op en sê, so help my God, dan sê ek, my ja is my ja en my nee is my nee. Eendag het 'n regter vir my gevra, het jy 'n probleem om die eet te neem? Toe sê ek, nee, ek het nie 'n probleem om die eet te neem nie, maar ek sweer by geen God nie. My ja is my ja en my nee is my nee. Nou daai tyd was ek nog nie in die geopenbaarde name nie. Anders is ek vir hom gesê het, as jou vis sweer ons nie. Die Bybel sê, sweer nie by wat in die hemel is of op die aarde of onder die aarde is nie. So hy sê 'n deugniet of 'n ongerede wat getuienis gee, spot met die reg. Hoekom? Want hy 99% van die tyd pleeg hy myn eet of sy. Hulle lieg. Oneet, so dit beteken niks. En die mond van die goddelose verslind onreg. Nou wanneer ek kyk na hierdie gedeelte, dan sien ek dat rondom dit wat in die eindtyd gebeur, rondom dit wat in die Bybel gebeur, in die tyd waarin ons lewe tans, in 2026, sien ek soveel goed is besig om plaas te vind rondom die evangelie. Daar's nou video's wat uit is wat sê die Paus Leo die 16de het Moeder Maria verklaar as nie meer die middelaar nie, en hy het 11 verskillende van hulle wette het hy kon verander, en ek wil nie oor al die goed ingaan nie. Die Bybel sê waak en bid, want die Satan kom soos die engel van die lig. Nou ek sê nie die paus is spesifiek die Satan nie, maar dit wat hulle bedryf het niks met die bloed van Yahshua te doen nie. Ek sê vir Pastoor Rika, ons moet oppas, ons lewe in die eindtyd. En een van die dinge wat hierdeur gekoppel kan word, is waar hy die guns van die mense wil wen, die guns van die kerke wil wen, om in 'n een globale godsdienstsysteem te wil glo. Hy het die Vatikaan bank afgekraak as 'n bedrogspel. Hy het met probleme met die kardinale en van die kardinale, en van die ander ouens, priesters en. Maar ons lewe in die tyd waar as ons kyk na die dinge wat om ons gebeur, die woord sê in die laaste dae, Openbaring 22 sê, dat die wat skoon is, sal skoner word. En die wat vuil is, gaan vuiler word. Nou wanneer ons kyk na die wêreld daar buitekant, dan sien ons hoofsaaklik korruptheid. Wanneer ons eie land kyk, met die back and close en al die dinge wat aangaan hier op die oomblik, groot korruptheid. 'n paar gee nie om hoeveel miljoene ander se lewens verwoes hulle nie, en hoeveel miljoene diere se lewens word geneem nie, deur daar dan nie enstof is in die tipe goed nie.
het die voorreg om met 'n paar van die boere te gepraat het. En ek wil vir broer Leon baie dankie sê vir dit wat hy my mee ingelig het rondom die enstof en goed vir die diere. Ons lewe in die tyd waar die Satan soos die engel van die lig kom. Dink u dat Vader Jaffa het vir ons die 9 gawes van die Ruach HaKodesh net sommer toevallig gegee? Het jy geweet dat ons het al 9 daai gawes nodig om te funksioneer as Jafiste? Vernaamlik die gees van onderskeiding. Nou wat beteken die gees van onderskeiding? Ja, ek wil net iets sê. Ek weet, in die Pinksterkerke waar ons was in ons lewens, was die goed uit verband uitgeruk. Totaal. Die woord praat van glo nie elke gees nie. Toets hulle by die woord. En dis waar ek en u die gees van onderskeiding moet kan handhaaf. Dat wanneer ons die ouens toets by die woord, die Bybel sê my gees en jou gees sal saam met ons getuig, dis deur die Ruach, dat ons werklik waarlik kinders van Jaffa is. Het dit al met u gebeur dat jy's besig en dan stap iemand in 'n gesprekvorm in of in 'n vergadering in of op 'n plek en onmiddellik weet jy dat hierdie ouens niks by, hy stel of sy stel nie belang in dit waarmee ons besig is nie. Hulle is daar om tweespalk te veroorsaak. Weet u dit? Wat is dit? Dit is die onderskeiding van geeste. En is net daar waar ek en u dan die vrymoedigheid moet om te sê, wow, stop my man. Jy is nie ingenooi hierson nie, om net te kom oorvat nie. Jy het nie die voorste gedeelte van die gesprek gehoor nie. En daar is nie tyd om dit nou met jou te behandel nie. So ek stel voor jy sit en jy luister wat ons doen, en jy meng nie in die gesprekvoering nie. Meeste van die tyd sal jy jou opstaan en uitstap. So, wat verwag Jaffa van ons? Is dat ons die ruggraat van 'n Jafis moet kan openbaar. Ons het nie nodig om lelik te wees nie. Maar ons wil ook nie toelaat dat die Satan kom en die koninkrykswerk van Jaffa omverwerp nie. Die woord sê vir ons hierso, 'n deugniet of 'n ongeredde persoon wat getuienis gee, spot met die reg. En met die mond van die goddelose verslind die onreg. Hoekom? Hulle hou van die sonde. Hulle hou van die slegte goed. Hulle hou van die goed wat nie skriftuurlik is nie. Hulle hou van die goed wat nie deur die Ruach HaKodesh gedryf word nie. En dis hoekom die Bybel sê, baie sal kom en sê, meester in die naamlik duiwels uitgedryf, en siekes gesond gemaak. Hy sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Hy sê in vers 29, vir die spotters staan daar strafgerigte klaar. Vir die spotters staan strafgerigte klaar. Ons het 'n klomp van hierdie NAR ouens wat die grootste heerlikheid ontvang deur spot te dryf met die Jafiste mense. Weet jy wat? Moet jy nie steur aan dit nie. As jy sien as hulle goed, sny dit af. Weet jy, dit infiltreer jou sielsdimensie en dit besoedel jou gees. Want jy kan nie met hulle redenasie voer nie, want hulle wil nie redenasie voer nie. Hulle wil hulle sienswyse op jou afdruk. En hulle stel nie belang om enige vrae te antwoord wat jy vra om te vra nie. So ek het vir julle gesê, wat sê die woord vir ons daarso in 1 Timoteus 6 vers 1. Hy sê,
as iemand iets anders te leer en nie instem met die gesonde woorde van Jafashua nie, en die leer wat volgens die bonatuurlike, dis die godsalig is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het is sieklike sig na toespraak, woordestryd, afguns, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat in hulle verstand verdorwe is, en van die waarheid beroof is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jy aan sulke mense. Dis wat die woord sê. So ek gee vir die skrif, vir die spotters, vers 29, en ek sluit af, vir die spotters staan strafgerigte klaar. Die Bybel sê, jy sal jou loon ontvang, volgens jou arbeid, en wat jy aan die geringste van my kinders en my koninkryk doen, doen jy aan myself. Vir die spotters staan strafgerigte klaar, en slaaf vir die rug van die dwaase. In vroeër jare het hulle 'n dwaas geslaan, en dis ook hulle met Jafashua stukkend geslaan het, want hulle, het was die manier van die Romeine om mense te slaan. En hier, in die tyd van koning Salomo, was nie die tyd van die Romeine nie. Verstaan? So wat gebeur hierso? Hy sê vir ons, vir die spotters staan die strafgerig klaar, en die slaaf van die rug van die dwaase, die slaaf vir die rug van die dwaase. Ons het nodig om toe te laat dat Vader Jaffa deur die Ruach HaKodesh ons leer en lei in elke opsig. Tot môreoggend as dit Vader se wil is, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.